dit nog in besit moet neem, weet ons nou reeds wat ons erfenis behels, en dit behels onder andere die ewige lewe. Die vierde antwoord op die vraag, wie is ek, kry ons in vers 7. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Waarvan is ons verlos? Van die gevolge van die sonde. Die straf op die sonde, naamlik die ewige dood. Dis uit die weg geruim, deurdat die Here Jesus vir ons gesterf het, en so het hy ons plek, in ons plek, die straf op sonde gedra. Ons is verlos, en daarom is ons verlostes. Die vyfde antwoord op die vraag, wie is ek, kry ons in vers 13. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Hieruit is dit duidelik dat elkeen van ons kan sê, ek is 'n lid van die volk van God. Ons kan ook sê, ek is 'n burger van die koninkryk van die hemel. God is my koning. En hy beskerm my teen alle vyande en ook die groot vyand, die duiwel. Ek glo dit met die geloof wat hy vir my gee. Tot hiertoe het ons 5 goeie antwoorde gekry op die vraag, wie is ek? Ek behoort aan God. Ek is deur God uitverkies. Ek is uitverkorene. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n verloste. Ek is 'n lid van die volk van God. En nou dat ons dit weet, wat nou? In verse 12 en 14 kry ons 'n baie mooi oproep. Daarom moet ons God prys. Elke dag moet ons hom loof en prys. Want hierdie heerlike status wat ons beklee, berus alleen op sy liefde en genade. Nou broer en suster, hy gee aan elkeen van ons 'n wonderlike identiteit. Maar nou vra hy ook iets van ons. Hy vra van ons iets wat dalk vir ons onmoontlik klink om daaraan te kan voldoen. Maar ons lees in vers 4, so het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Hoe leef 'n mens heilig en onberispelik? Jy leef bloot as iemand wat aan God behoort. En jy leef soos sy kind. Jy antwoord op sy liefde met jou liefde. Met ander woorde, jy gehoorsaam hom. Jou lewe moet wys dat jy God liefhet. En dat jy die mense om jou liefhet. Dat jy die mense met wie jy in aanraking kom, liefhet. Die liefde wat jy van God ontvang, deel jy met ander. Jy maak die lewe vir ander mense mooi deur hulle lief te hê. En op hulle beurt maak hulle vir jou die lewe mooi deur vir jou lief te hê.
As ons al hierdie dinge in ag neem, is daar nog 'n antwoord op die vraag: wie is ek? Ons lees in 1 Korintiërs 12. Daar kan ons sien ons is deel van die liggaam van Christus. 'n lidmaat, 'n ledemaat van sy liggaam, lidmaat van sy kerk. Gaan jou plek in die eredienste op Sondag leeg wees as jy weet dat jy so 'n wonderlike identiteit het? Dit kan tog nie. Gaan jy op die kantlyn sit terwyl ander lidmate van die gemeente die werk van die kerk doen? Dit kan tog ook nie. Gaan jou liggie dof brand as jy God se lig vir die wêreld is? Nee. En nou dat ons gehoor het wie ons is, kom ons wees dit in die praktyk. Mense wat aan God behoort, wat deur hom verkies is. Ons is sy kinders, verlostes, burgers van die koninkryk van God en lidmate van sy gemeente. Kom ons dien die Here met blydskap, soos wat ons vanoggend in ons loflied gesing het. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike identiteit wat U aan ons elkeen gee. Help ons om volgens hierdie identiteit in hierdie lewe, in hierdie wêreld te leef. Help ons om so hoop te bring en 'n verskil te maak. Dankie dat ons U hande en voete in hierdie wêreld kan wees. Rus ons toe vir ons taak. Gee vir ons krag waar ons swak is. Gee vir ons oorwinning in ons stryd. En U ken die ou wêreld waarin ons leef. Ons is blootgestel aan die nikke van politici. Al die beweging in die ekonomie waaraan ons niks kan doen nie. Ons is blootgestel aan misdaad. En nou wil ons vanmôre opnuut by U skuiling vind. En daar is baie dinge waaraan ons niks kan doen nie. Maar ons wil dit waaroor ons beheer het, reg hanteer en bestuur. Sodat dit van ons af kan uitkrim na die wêreld. Ons bid vanmôre vir hierdie gemeente. Hierdie gemeente wat tot stand gekom het met 'n taak en 'n roeping in hierdie deel van die wêreld. Rus elke lidmaat toe om volgens hulle identiteit hierdie roeping na te kom. Ons bid vir die kerkraad en ons bid vir elke lidmaat wat die bedieninge van hierdie gemeente laat vlot loop deur hulle betrokkenheid. Deur te sê, hier is ek, stuur my, gebruik my. Ons bid vir hulle wat siek is. Jy weet van elkeen se pyn en ongemak. En ons bid vir hulle wat met hulle behandeling en versorging gemoeid is. Ook hulle wat om die siekbed staan as geliefdes. Ons bid vir ons kinders. Hulle is vir ons baie kosbaar. En hulle is vir U kosbaar.
Daarom hou u hand oor hulle. En van hulle mag dalk ver oor die water in ander kontinente wees. Maar al is hulle ver van ons af, hulle is steeds naby aan u. Dankie dat u vir ons elke dag sorg. Ons kan eet en aantrek. Ons kan die lewe as 'n gawe uit u hand geniet. Dankie vir die goedheid. Dankie vir reën. Dankie vir vol riviere en damme. Ja, u sorg vir ons oorvloedig. En nou wil ons van hier af terugkeer huis toe, bewus van ons identiteit. En ons wil dit in die week wat voor lê uitleef. En terselfdertyd so u met blydskap dien. Ons bid dit met dankbare harte in Jesus Christus se naam. Amen. As ek reg onthou word die kollekte mos by die deure uitgedeel. Ons sing nou lied 304. Nou, ek weet nie iewers het ja, nee, wag, hier is 55. Ja, ekskuus. Ek het 2 opgegee, 553 en 304, maar dit lyk vir my 304 het weggeval. Is dit reg? Daar by klank? Is hy daar of nie? 304. Is hy daar? Goed. Dan sing ons eers 553. Imker, het jy dit ook so? 553 en dan 304. Ekskuus, ek wil nou nie iets laat opgee as dit nie op... net 553. Nou maar goed, iewers het daar nou dingetjie verlore gaan, maar voordat ons dan nou 553 sing, wil ek dan nou 304 vir u lees. Voor u kom ons, u kinders staan, gered, verlos, in Jesus naam. U maak ons tot u diens bereid, om u te eer, uit dankbaarheid. U wat ons roep, u is getrou, ons wil gehoorsaam op u bou. Regeer ons lewens deur die Gees, so kan ons waarlik diensbaar wees. Laat Heer u seën op ons daal. U guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën oor ons gebied. Kom ons sing nou lied 553. Het jy gehoor? Ons het gesing, kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Hoekom? Ons behoort aan die Here. Ons is sy kinders, ons is uitgekies. Ons is burgers van sy koninkryk. Ons is verlostes. Ontvang nou sy seën en gaan lewe die week bewustelik met hierdie seën.
Dit bly nie hier agter nie, dit gaan met ons saam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.